Here. Kom ons bly net so staan en vir 'n oomblik onthou net wat opstanding Sondag vir jou beteken het. Jesus se dood, sy plaasvervangende versoening met sy dood het vir ons redding gebring. Ons is nou reg met God as gevolg van sy dood. Maar die hele Christelike geloof, sê Paulus, hang af van die opstanding. As dit nie gebeur het nie, is my en jou geloof niks werd nie. Dis die opstanding. Dis die opstanding wat waarde gee aan my redding. Dis die opstanding wat maak dat ek sê, al sit ek nog in Holy Saturday, dis donker, ek weet nie of daar opstanding gaan wees nie, maar Paulus sê, was dit nie vir die opstanding nie, omdat hy leef, was ek nie vandag hier nie. Dit is die resurrection. Dieselfde krag. Hoor my mooi. Dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, sê Paulus, lewe nou hier binnekant. Dieselfde krag. Hy het nie sy krag verander tussen die opstanding en tussen jou redding nie. Dis dieselfde krag. En wanneer ons nou 'n oomblik van nagmaal gaan bedien, is dit wat jy moet onthou. As sy liggaam nie gebreek was nie, as hy nie vir hulle die uitnodiging gemaak het, neem en eet, dit is my liggaam. Hy sê, dan kan jy nie deel het aan my nie. Jy kan nie die voordele van die hemel wil hê sonder die gebreekte brood van die nagmaal nie. En so op die aand wat Jesus, sy laaste aand saam met sy disippels, hy weet, 'n uur of wat van nou af, gaan mense my gevange neem, en niks van dit gaan sin maak nie, want elke disipel op daai stadium het gesoek na 'n redder wat hulle kan verlos uit die Romeinse soldate se hande uit, en hy het nie gekom om hulle van die Romeinse ryk te red, hy het gekom om hulle te red van hulle self. En so dikwels soek ons 'n redder buite onsself. En soms dink ons, my man kan my red. My kinders gaan my red, my kar gaan my red, my bankbalans gaan my red. En Jesus kom en sê, it is the broken body. It is the shed blood. Without it, there is no forgiveness of sins. Ons gaan nou vir julle nagmaal uitdeel. En as jy nog nie bekend is met die nuwe nagmaal kelkies wat ons gee nie, dis 'n 2-in-1 special. Jou broodjie is binne, is by die saam met die wyn of die sap. En daar's 2 leiers wat jy moet aftrek. Die eerste leier trek af om die broodjie oop te maak, maar dit nog nie geniet nie. Paulus sê, as jy honger is en nie in die nagmaal gehuis toe en gaan eet eers, dan kom jy terug. So moet nog nie dit gebruik nie. Ontvang dit, hou dit vas. Maak so lank oop die boonste leier, sodat jou broodjie kan het in jou hand. En dan gaan ek vir ons lei in 'n, hulle kan uitdeel nou, ja. En dan gaan ek vir ons lei in 'n moment. So kom ons behou die atmosfeer en ontvang die nagmaal. Hulle sê hulle kan sit. Gedog julle sal self weet om te sit.
Gee net vir ons 'n indikasie of jy oorgeslaan is iewers. Daar soos mense wat oorgeslaan het, ja, aan my regterkant. Mense die kant oorgeslaan. Almal 'n nagmaal ontvang. Nog oorgeslaandes. Daar in die middelblok. Die profeet Jesaja, hy beskryf wat met Jesus se liggaam gebeur het. Hy beskryf dat hy onherkenbaar was, selfs vir sy naastes. Hy beskryf dat hy geen geraas gemaak het, soos 'n lam wat geslag word. Die een oomblik vir een insult. Elke keer as hulle hom beledig het, op hom gespoeg het. Elke keer as hulle hom gesê het, profeteer nou. Ander kon jy red. Jouself kon jy nie red nie. Elke keer wat hy dit gedoen het. Ek beloof jou, hy het jou in gedagte gehad. Hy het jou, daar was jou naam, was op sy gedagte toe hy gesê het, ek gaan nie terug beklei nie. Ek gaan nie terug spoeg nie. Want in 2025 is daar 'n groep vroue wat moet hoor. Jy hoef nooit te twyfel waar jou waarde of identiteit lê nie. Dit lê in die gebreekte liggaam van Christus, wat in jou plek vir jou sondes eens en vir altyd gesterf het. So Jesus het vir sy disippels die brood gegee, het gebreek, nadat hy dankie gesê het, hy het vir hulle gegee en gesê, neem en eet. Is my liggaam gebreek vir jou, so dikwels wat julle by mekaar kom. Onthou my. Onthou wat ek vir jou gedoen het. So neem en eet sy liggaam vir jou. Na die ete het hy die beker gevat. En alles sou te vergeefs gewees het. Ons sou nou nog in legalism gesit het. Ons sou nou nog in wettisisme gesit het, was dit nie vir die beker wat 'n nuwe verbond kom sluit het nie. Het hy vir hulle gesê, drink. Heeltemal 'n nuwe verbond sluit ek met julle. My bloed. Jou sonde was rooi soos skarlaken, maar as gevolg van my bloed is jou sonde wit soos sneeu. Nooit ooit weer sal ek jou herinner
aan jou sonde nie. En daarom, elke keer wanneer jy jou sonde van die verlede onthou wat jy al bely het, dis nie die stem van God nie. Dis die vyand wat condemn. Die Gees van God sal jou nooit herinner aan sonde wat jy al reeds bely het nie. Want in sy boeke is dit skoon. En dis die beker. In ons liturgie sê ons, we do not presume to come to this your table, merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in your manifold mercy. We are not worthy so much as to gather up the crumbs that fall under your table, but you are the same Lord whose nature is always to have mercy. Grant us therefore gracious Lord, so to eat the flesh of your Son Jesus Christ and to drink the blood, so that we may ever dwell in him and he in us. Dis nie wat in die glasie is nie, dis wat dit verteenwoordig. Mag jy die nuwe verbond onthou soos wat jy dit gebruik. Lewende God, dankie vir die sakrament van die nagmaal. Dankie vir die versoening waaraan dit ons herinner. Dat u beloftes nie verander nie. Die wêreld verander, die tye verander, die omstandighede verander, maar u bly dieselfde. Dankie dat u liggaam gebreek was vir my. Dankie dat u bloed uitgestort was om 'n nuwe verbond, onbreekbaar, onfeilbaar te sluit met ons. En daardeur is ons as broers en susters onlosmaakbaar deel van mekaar as gevolg van die nagmaal. Maak nie saak waar in die land jy vandaan kom, maak nie saak wat se omstandighede het nie, maak nie saak watter kant van die treinspoor jy groot geword het nie, as gevolg van die nagmaal is ons onlosmaakbaar deel van mekaar in Jesus se naam. Dankie vir u woord wat gespreek gaan word. Harte is al reeds voorberei. Saad is al reeds gesaai. Die fondasie van gebed is onophoudelik gelê. Dankie dat ons mag aansit by u tafel. Dankie dat u ons as eregaste beskou by u tafel. Moenie dat ons hier uitgaan dieselfde as wat ons hier ingekom het nie. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan net gou my papiere kry, ek het op die weg hier. Ek gaan net my papiere kry en dan gaan ek weer hier opkom. Ek was gister daar by die Mighty Men gewees. Hulle sê 23,000 manne van oor die Weskaap of van waar ook al in Suid-Afrika was daar gewees. En die getuienis is dit, as dat God in sy tyd en sy manier besig is om iets te laat broei in die land. En jy kan of oor 10 jaar terugkyk en sê, ek het dit heeltemal gemis, of ek kan oor 10 jaar terugkyk en sê, ek was daar. Ek was deel van dit. Die vrugte van wat Suid-Afrika pluk oor 10 jaar, is die naweek. Hier in jou lewe en in jou hart, gebore. Ek het gister die teks gebruik daar by die manne van Jeremia en van Matteus 2 wat praat oor Rachel wat huil oor haar kinders. En ek het vir die manne daar gesê, hoe lank nog?
moet biddende moeders hulle knieë nerf afbid. En ons manne gaan aan en doen wat ons wil. Hoe lank nog moet daar moeders is wat sê, my knieë kan nie meer nie. Maar terwille van die Here God wat my nog nooit gelos het, sal ek weer op my knieë gaan vir hom. Ek wil vanoggend 'n getuienis met julle deel van wat die Here in my lewe gedoen het. En dan sal ons sien waartoe die Gees dit vat. Dis altyd die mooi ding. Jy kan alles het wat jy wil sê. Maar jy moet spreek wat die Gees sê. So ek dink nie, ek besef altyd die voorreg wat ek het om op verskillende plekke in Suid-Afrika te kom en met mense praat nie, maar vanoggend is een van die grootste voorregte van my lewe, want my vrou se ma, my skoonma sit hierso vanoggend en my ouma sit hierso vanoggend. En ek dink ek besef altyd, my ma is nie meer met ons nie, ek dink nie ek besef altyd wat daai twee vroue oor die jare in my lewe gesaai het nie. En ek is opreg dankbaar, maar opreg dankbaar. Ek kom van 'n baie klein dorpie af met die naam van Grabouw. Ek weet nie of julle al gehoor het van Grabouw nie. Niks anders wil daar groei nie behalwe appels. Die mense wil nie eens groei daar nie. Groot appels, klein mense. Maar Grabouw is veral die area waarin ek groot geword het van Grabouw. Die Gaatjie. Is 'n area wat getuister was daai tyd met hopeloosheid. Jong kinders wat nie geglo het, hulle stories kan enigstens iets beteken vir die wêreld nie. Jong manne wat geglo het, hulle enigste manier om 'n lewe te maak, is om bendes te word. Jong manne wat deel was van die statistieke van vaderloosheid. Ek het altyd gejoke en gesê, daar in Grabouw, aan die Gaatjie, daar was meer brandsiek honde as wat daar paas was, maar dis nie waar nie. Dis regtig nie waar nie, ek wil dit sê. Dit is net 'n joke. Maar dink gou vir 'n oomblik, jy roep jou pa, dan blaf die hond. Maar dis nie waar nie. Dit is, ek beloof julle, dis nie waar nie. As daar enige een wat roots het in Grabouw, julle hoor ek sê, dis nie waar nie, dis 'n joke. Asseblief. Die statistieke wys vir ons wel in Suid-Afrika, op die oomblik. Na 62 tot 68% van alle jong mense onder die ouderdom van 18 word groot sonder die invloed van 'n pappa. Maar agter daai 68% is daar moeders wat sê, ek ken geen ander krag nie. Ek ken net die krag van op my knieë wees voor 'n God. En ek het 'n gedig geskryf wat ek vir julle wil dit aan die einde gelees het, maar ek beleef net die Here sê vir my, verbiddende moeders op hulle knieë moet ek die volgende woorde net lees. Here, vandag sê ons dankie vir moeders wat bid. Vir die wat hulle knieë buig vir hulle gesinne, want hulle weet waar hulle krag vandaan kom. Vir die gefluisterde bede in kombuise en karre agter nat wasgoed en sportvelde. Vir die trane wat soveel manne en kinders se name deurbid het in die nag. Dankie vir die krag wat skuil in hulle oorgawe. Vir die geloof wat nie beklei met vuiste nie, maar met gevoude hande. Waar die wêreld geraas maak, luister hulle vir u sagte stem. Wanneer kinders verdwaal, is dit hulle gebede wat die pad huis toe verlig. Laat hulle vandag weet, die hemel hoor steeds elke woord. Mag hulle kinders opstaan en hulle geseënd noem, nie omdat hulle volmaak is nie, maar omdat hulle bid. En mag dieselfde vuur wat in hulle leef, ook hulle huisgesinne aan die brand steek. In Jesus naam. Amen. Dis hoe die strate van die Gaatjie gelyk het back in the day. Dieselfde wat hulle gesê het van Nasaret, kan daar enige iets goed uit Nasaret uitkom? Kan daar enige iets goed uit die Gaatjie uitkom? Kan daar enige iets goed uit die omstandighede uit wat jy die Here nog altyd vertrou? Kan daar enige iets goed uit dit uitkom? En die woorde van Filippus aan Nathanael was, kom kyk self. Ek kan jou nie net vertel van wat die Here doen nie.
kom kyk wat hy gedoen het. Kom sien die testimony, en dit is wat ek vanoggend met julle gaan deel. Kom sien die testimony van wat die Here gedoen het. My pa is dood toe ek 3 jaar oud was. Hy het op die plaas gewerk, en hy en 'n vriend het een Sondag gaan werk, en hulle het in so 'n klein kamertjie gaan slaap, en hulle het dagga gerook, en daar was 'n goeie ventilasie in die kamerie, en hulle slaap tot vandag toe. En vir jare het ek gewonder, wat se God laat toe? Wat se God laat toe? Dit is vandag, as daar mense is wat 'n objection het teen die Christelike geloof, is dit altyd gelyk aan dit. As daar 'n goeie God is, hoekom gebeur daar slegte goed in die wêreld? Dis die nommer 1 teenkanting wat mense het teen God. En as dit nie was vir my ma Letty wat geglo het, God bly goed ongeag my omstandighede, sal ek nie die teologie gehad het wat ek vandag het nie. My omstandighede bepaal nie waar ek God plaas nie. God bepaal waar ek my omstandighede plaas. As dit nie was vir 'n moeder wat geglo het, daar's 2 goed wat sy aan vas is, sy het niks anders nie. Daar is 'n God en hy bly goed, ongeag wat nou in my lewe gebeur. Daar is 'n God en hy bly goed. Want jy sien te veel mense baseer hulle siening van God op wat in hulle lewens gebeur. As ek uitsluitlik my verhouding met God baseer op my emosies, dan gaan ek baie meer afvallig as wat ek is, nee. Want God is nie gekoppel aan enige iets wat ek voel nie. Jy hoef nooit om te voel nie, om te weet hy's daar. Hier's waar my gereformeerde teologie. Ek is 'n predikant in die NG Kerk, so hoor my gereformeerde teologie. Wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Dis dat ek volkome nie aan myself nie, maar aan Jesus Christus behoort. Of ek dit voel en of ek dit nie voel nie. Ek behoort aan hom. As ek gaan wag tot ek hom voel, dan gaan ek hom mis. Die wete dat hy daar is en dat hy goed is. Hy's dalk nie nou goed vir my nie. En wat ek beleef is dalk nie goed nie. Maar ek gaan nie die God van die eeue reduseer tot een belewenis in my lewe nie. Te veel mense. Ek het gebid en dit het nie gebeur nie, so dit beteken God bestaan nie. So baie mense, ek het gebid vir my huwelik en ek is nog steeds nie daar wat ek wil wees nie, so God bestaan nie. Te veel mense, ek het die Here vertrou, hy het nie deurgekom nie, so God bestaan nie. So jy wil die Here van die heelal reduseer tot een keer wat hy nie vir jou deurgekom het nie. Onthou jy die kere toe hy wel deurgekom het? Hoekom het jy hom nie dan gelos nie? Want ek en jy love die voordele van die Here, maar nie die lang pad wat hy wil hê ons moet stap nie. Wat sê Paulus? I want to know Christ and the power that raised him from the dead, but I also want to join him in the fellowship of his suffering. Ek wil hom ken in die krag van die opstanding, maar ek moet hom ook ken, wat is die woord, in die koinonia van sy suffering. Ek moet hom ken in die koinonia van sy lyding. Ek moet hom ook ken. Ek kan nie net een deel van hom vat nie. Dit was maar Letty se geloof gewees. Wat ook al God van my vra, dit sal ek gee en dit sal ek doen. Niks minder nie, niks meer nie. Ek het 'n ouer broer gehad in die huis met die naam van Dion Ronald Swarts. En Dion Ronald Swarts het geglo die toren van God is vir hom gegee om op net een plek uit te deel. 197 Bosstraat. Uit sy werk baie ernstig opgevat. Weet of daar foto's van die blou huis, die volgende ene. In daai huis het Dion net een taal geken. Die taal van woede. Dion het nie die vermoë gehad om te sê, ek is kwaad, ek is hartseer, ek is honger, ek is alleen, ek is de mekaar nie. Jy het altyd net gevoel. Bierbottel, 'n mes, 'n panga, 'n byl. Jy het geweet hy's kwaad as jy dit aan jou lyf gevoel het. Hy sal partykeers in die middel van die nag huis toe kom. Klim op die huis se dak met 'n byl. Kap hy die grootste gate in die huis se dak, want hy weet nie hoe om te sê, ek is kwaad nie. En in daai einste huis, wanneer dit gebeur het, was Ma Letty Swarts elke aand op haar knie, Here, ek bid weer opnuut vir Dion. Wil U nie in sy lewe werk nie? Ek het gedink, hoe stupid kan jy wees?
hoe jou kind breek jou hele huis af en al wat jy wil doen is bid. Hoe stupid kan jy wees dat jou seun is besig om jou hele lewe omver te gooi en jy dink gebed gaan help. Ek kon nooit vashou aan die God van my ma nie. Want hy God het niks vir my beteken nie. Al wat ek beleef het, al wat ek gesien het van die God, is hoe hy ander mense se lewens uitsort. Ek weet, daar's mense wat hy gevoel ken. Elke keer as hy kyk na mense, die progress, wanneer hulle getuig, is dit net, en toe die Here deurgekom. En toe die Here deurgekom. En toe die Here deurgekom. En het voel later vir jou, asof hy nooit vir jou wil deurkom, asof hy jou naam en adres vergeet het. Want almal getuig van hoe hy deurgekom het, en jy beleef dit nie. Dion sal partykeer huis toe kom, of vat hy 3 of 4 car tires, as steek dit aan die brand, gooi dit in die kamers van die huis, terwyl hy die huis afbrand. En oral, elke keer, was Maletti op haar knie, en dit het my 'n haat teenoor God laat kweek. Hoe wil jy hê, Maletti noem jou 'n pa, 'n vader, en dan laat jy toe dat jou kinders so swaar kry. En weer eens, om God te reduseer tot wat in my lewe gebeur, is baie kortsigtig. Want die God van die heelal, ek en jy sien 'n zoomed-in prentjie van ons omstandighede. Die God van die heelal sien die hele prentjie. Toe al daai goed gebeur het God die oomblik gesien wat ek hier moet staan en vir jou sê, ek hou vas aan die God van Maletti, hy is goed en hy bestaan. Ek het dit gesien nie, maar hy het die volle landskap gesien van wie Iwer Swarts moet word, al het ek dit nie gesien nie. My jonge broertjie Pieter, hy was 10 jaar oud. Toe steel hy geld van ons ma. En sy stuur vir hom verbeteringsskool toe, Boys Town. En Pieter kom terug van Boys Town af. Hy het tattoos aan die binnekant van sy enkel en aan die buitekant van sy bobeen, 10 jaar oud. Tot vandag toe weet Pieter nie wat hy tattoos was nie. Want een aand toe kom Dion huis toe en hy's gerook en hy's dronk en hy begin goedes te breek en goedes rond te gooi en die volgende oomblik vat hy 'n Shoprite plastiek sakkie. Hy steek dit aan die brand. Hy druk vir Pieter teen die vloer neer. En hy laat hy brandende plastiek op daai 10-jarige se laaitjie se vel drup. En dis die dag wat ek besef, daar kan nie 'n God wees nie. Sorry. Ek stem saam met mense wat daar is, ek het begrip vir mense wat daar is. Daar's baie mense in ons wêreld as gevolg van oorweldigende lyding, maak hulle die konklusie, God is dood. Ek het begrip vir hulle. Ek kan verstaan dat jy nou daar is. But oh boy, you are missing out. You are missing out. As dit jou enigste konklusie is van God, en dit is dat hy dood is as gevolg van die lyding wat jy beleef het, dan mis jy geweldig uit. Waar was Maletti weer eens? Bidend. En ek kon nie verstaan nie. En ek weet nie wat is jou blou huis in jou lewe nie. Ek weet nie wat is die ding wat jy sê, as ek na die plek kyk, as ek na daai persoon kyk, as daai beeld opkom op die TV, die triggers wat dit aan my doen, ek weet nie wat dit is vir jou nie, maar die Here God sê vir jou, hey, laat daai blou huis gaan. Let him go. Of het 'n persoon is, en of het 'n plek is, en of het 'n belewenis is, hy nooi jou, laat dit gaan. Jare later toe ek en Pieter in dieselfde blou huis gebly het, toe ons ma nie meer met ons as toe ons in dieselfde huis gebly. En ek en hy het omtrent elke dag beklei oor aan wie die huis behoort. Ek het gesê, dis my huis, hy het gesê, dis sy huis. Ons het mekaar lelik bebloed aangerand. Toe is ek al 'n gelowige bebloed aangerand dat die polisie kom, die ambulans moet kom. En my geestelike vader en moeder Gerrit en Ami Kutse daar by Akapai, hulle sê vir my, Iwer, as jy wil in die Here se voetspore stap vir wat hy vir jou vorentoe het, laat gaan van 'n huis. Te veel van ons laat ons families geskeur wees,
gesinne uitmekaar het gesplit wees, want jy wil staan op wat reg is vir jou. En as Jesus moet gestaan het op wat reg is vir hom, was ek en jy nie hier nie. Ons lewe in 'n wêreld waar almal wil staan op wat reg is vir hulle, en hulle maak aanspraak op wat hulle verdien. En die Here God sê vir jou, as dit onmin bring tussen jou en God, let it go. Laat gaan van dit. Die oomblik wat enige iets onmin bring, skeuring bring tussen my en God, is dit nie worth it nie, julle. Een van my gunsteling tekste in die hele Bybel, Psalm 73 vers 26, waar die psalmdigter sê, whom have I in heaven but you? Earth is nothing I desire beside you. My heart and my flesh may fail, but God is the strength of my life, and He is my portion forever. En tot jy hom nie kan jou ewige erfdeel maak nie, gaan jy soekend bly, jy gaan van kamp tot kamp gaan, jy gaan belewenis na belewenis soek, want jy het nog nie die lewende God as jou enigste bron van lewe aanvaar nie. Jy glo aan hom en jou ticket hemel toe is geboek, maar jou oorgawe vir hom is nog nie daar nie. En hoe sal Suid-Afrika lyk, hoe sal die Oos-Kaap lyk, hoe sal die dorp lyk, as hier 'n klomp vroue uitgestuur word wat in totale oorgawe lewe? Hy is my erfdeel. Ek gaan nie my redding soek by 'n persoon of by enige iets wat die wêreld my kan bied nie. Ek soek my redding by die lewende God. Ek het op die straat gaan bly op die ouderdom van 13. So by huise ingebreek, karre ingebreek. En deur elke belewenis het Maletti gebid vir my en Pieter. Nie een oomblik, elke keer as hy my op die straat gekry het, gevra, wanneer kom jy huis toe my kind, ek bid vir jou. Wanneer kom jy huis toe my kind, ek bid vir jou. Sy het wat Habakuk noem 'n nogtans geloof gehad. Wat sê Habakuk 3 vers 18 en 19, selfs al sou die vye boom nie bot nie. Al is daar geen druiwe in die wingerde nie. Al het die olyfoes misluk, al is die beeskrale leeg. Nogtans. Ek wil hê jy moet vanoggend hier uitstap met 'n nogtans geloof. Jy het geen idee wat 2025 nog jou kant toe gaan gooi nie, maar maak nou al in jou hart vas, nogtans sal ek in die Here jubel. Jy het geen idee. Jy het geen idee wat 2026 vir jou inhou nie. Maar maak nou al in jou hart vas, ek gee nie om wat 2026 inhou nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Dit is wat ek en jy moet vasmaak in ons harte. Ek het by mense se huise ingebreek, mense se karre ingebreek. Daai ding wat Blaise Pascal van praat, is a God-shaped vacuum in the heart of every human being, which cannot be satisfied by any created thing other than Jesus Christ. Dis die enigste ding. En so baie van ons kinders, so baie van ons mans, probeer die gat vul wat gedesign is vir die Here God, probeer ons vul, status. En as jy die hoogste status bereik het, dan besef jy, I'm still empty. Roekeloosheid. Elke oggend as jy weer wakker word na 'n nag van besopenheid of dwelms of wat, as jy weer kom, ek is nog steeds leeg. Materialisme, jy het 'n huis in elke vakansiedorp, as jy weer in die oggend wakker is, ek is nog steeds leeg. There's a God-shaped vacuum in the heart of every human being. En as jy dit aanhoudend gaan probeer vul met mensgemaakte goed, you'll come up short, my friend. Jesus Christ alone. He is the cornerstone. Dis geen ander nie. Ons het mense geroof op die straat. Mense se karre ingebreek. Dwelms gebruik. Elke oggend as ek wakker geword het, was ek maar nog steeds so leeg soos wat ek daai aand gaan slaap het. En ek kon nie verstaan. Hulle het dan gesê, die wêreld se goed is so lekker. En steeds elke oggend is ek leeg. Ons het mense se nat wasgoed van hulle drade af gesteel. Het jy al gevoel hoe swaar 'n nat duvet is?
Het jy al try weghardloop met 'n natte wy? Iemand se fence gejump met 'n natte wy, trust my. Dit is harde werk. Ons sou enige iets doen, want hier is die realiteit. Baie bekende gesegde, hurt people hurt other people. Ek het nog nooit in my lewe 'n persoon teëgekom wat regtig werklik gelukkig in die Here is en sê, ek is so happy, ek wil sommer iemand anders se lewe verwoes. You don't get it. Wie doen dit? Is mense wat sê, daar's iets in my missing. En ek dink, om jou af te kraak, gaan my volmaak. Om sleg te praat van jou, gaan my volmaak. Om te envy en te begeer wat jy het, gaan my volmaak. Het gaan nie werk nie. Het gaan nie werk nie. Ons het hoeveel gesteel, ingebreek, gesuip, gedwelms, geseks, alles. En elke oggend as jy opstaan, besef jy, dit is nie voldoende nie. Dis wat ons praat van in die teologie van the sufficiency of Christ, die genoegdheid van Christus is, ek het niks anders nodig as ek hom het nie. Dit beteken nie, my materiële behoeftes is alles voldoen nie, maar omdat ek hom het ek meer as wat ek ooit kan begeer in die wêreld. Is ek meer as wat ek ooit kan begeer in die wêreld. Paulus praat baie daarvan. Hy praat baie van jou identiteit in Christus. Oor 150 keer in Paulus se briewe kom die woordjie voor in Christus. Dis 'n identiteitsposisionele merker. As jy gelowige is, jy kan nie weer uit Christus uit nie. Jy kan dade doen wat nie van Christus is nie, maar jy kan nie weer uit Christus uit nie. Want anders te sê hy sy dood was nie voldoende nie. Ek is binne in hom geplant. Een Sondagnag, die volgende foto, een Sondagnag hang ons uit by 'n Sabine, ek en my vriende. Dit was my beste vriend, hy is steeds my beste vriend, Romeo Moore. En hy het vir ons klomp jong laities gegee, wat ons gemeenskap nie vir ons kon gee nie. 'n Gevoel van behoort. Belonging. Elke mens in die wêreld het 'n universele behoefte, dat iemand na my toe sal kyk en sê, jy's genoeg. Ek aanvaar jou vir wie jy is. Jy is okay, nee. Elke mens het daai behoefte. Hulle kan hoe cool van hulle self dink. Hulle kan dink hulle is hoe uniek. Elke liewe mens het die behoefte dat iemand na hulle kyk en sê, ek aanvaar jou vir wie jy is. En dis omdat ons nie mekaar kan aanvaar vir wie ons is. Ons het 'n gesegde, dit is ons kerk se lese. Ons sê, kom soos jy is, maar word getransformeer en gaan maak 'n verskil. Jy kan kom soos jy is, maar jy kan nie bly soos jy is nie. Want anders te glo is nie in die transformerende krag van God nie. Jy kan kom soos jy is, maar jy kan nie bly soos jy is nie. As jy getransformeer word, moet jy uitgaan en 'n verskil maak. Het die Here iets in jou lewe die naweek gedoen? Dan moet jy 'n verskil gaan maak daar buite daarmee. Dan moet jy iets gaan doen daarmee. Ons het by 'n Sabine uitgang op die volgende foto en my broer en sy vriende, hulle kom soek moeilikheid met ons en ons raak in 'n bekleierery betrokke. En al die haat wat ek teen hom het oor die jare wat hy ons aangerand het, wat hy ons uit die huis het gesit. Partykeer het hy ons uit die huis het gesit in die middel van die nag. Sy eie ma en sy twee broers het dieselfde ma, dieselfde pa. En elke keer wanneer dit gebeur het, die volgende oggend het Maletti laat ek en Pieter skool toe gaan. Hoekom? Want sy het geweet, by die skool gaan ons twee goed kry wat sy nie kan gee nie. Ons gaan veilig wees en ons gaan kos kry. Ons gaan veilig wees en ons gaan kos kry. En daai nag, ons is gerook en dronk, my boetie en sy vriende is gerook en dronk, en ons raak in 'n bekleierery betrokke, is messe en is pangas. En ek dink met die lens van daai vacuum in my binneste. As my broer net nie meer hier is nie, dalk gaan ek vol voel. Dan gaan ek nie meer so bang wees nie. Dan gaan ek nie myself so baie haat nie. En ek en Romeo vat 2 vuurwapens. Ons rig het op my boetie. En ons skiet hom daai aand koelbloedig dood.
Hy het 'n breinleerbaadjie aangehad, of die vorige foto nog op in die straat, hy het 'n breinleerbaadjie aangehad, hy het na daai bakkie se kant toe gestap, en jy kon sien hoe trek hy rook uit sy baadjie uit, en hy sê, julle kan maar julle blank bullet skiet, ek gaan môre weer terugkom vir julle. Jy sien, elke keer, wanneer jy na mense kyk wat jou seer gemaak het, en wat jou ingedoen het in 'n besigheid, of wat jou verneek het, elke keer as jy na hulle kyk, deur die lens van wat hulle aan jou gedoen het, en nie deur die lens dat hulle ook na God se beeld en gelykenis geskape is nie, gaan jy hulle seer maak. Mense kan doen aan jou wat hulle wil, as hulle keuse. Jy het die verantwoordelikheid as 'n gelowige om te sê, daai persoon is steeds in God se beeld en gelykenis gemaak. Ek weet dit is moeilik. As jy deur 'n egskeiding gaan om te dink, daai persoon is ook na God se beeld en gelykenis gemaak. Dis hoekom die evangelie is 'n opdraande pad. Wat sê daai koortjie? Die evangelie sal ek vashou. Daar is geen ander evangelie nie, al gaan dit opdraand, al gaan dit afdraand, maar die evangelie hou ek vas aan. En ek het nie my broer gesien as geskape deur die beeld aan die beeld van God nie. Ek het net gesien alles wat hy aan my gedoen het. Die Woensdag, die Sondag aand is hy opgeneem in die hospitaal. Die Woensdag, toe kry ek die nuus, hy is dood. Waar is Maletti? Besig om te bid. Ek stap by Woensdag aan, stap ek in by 'n huis. Ons het so 'n klein RDP huisie gehad met die gordyne afgeskot is die kamers. Weet jy of hulle dink jy kan nie hoor as daar net gordyne is nie. Maletti het op haar bed gesit. En almal om my gerond gestoot, jou gemors, jou sleg. Ek het Maletti op haar bed gesien sit. Sonder woord het sy net haar kop geskit. Aanhoudend gehuil. Want hoe is jy kwaad vir die een seun wat die ander monster seun doodgemaak het? En dis die ding van 'n moederhart. Jy het ruimte vir nog. Jy is dalk moeg. Niemand verstaan nie. Niemand wil verstaan nie. Almal dink ons is moeg van jou probleme, hoor. Almal dink jy soek aandag. As jy sê, ek kan net nie meer nie, ek kan net nie meer nie. Maar hoor my, daar's 'n lewende God wat na jou kyk en sê, as jy nie meer kan nie, is daai kind in elk geval verlore. So jy moet nog. Vir jou man se onthaalwe, vir jou kinders se onthaalwe, vir jou gemeenskap se onthaalwe, jy moet nog. Ek is gevonnis 6 jaar, 6 maande tronkstraf. So by 4 verskillende tronke gewees, bietjie van 'n prison road trip gedoen net om te check hoe is die vibes by die ander tronke. Bietjie TikTok video's maak van die tronke, food reviews van die kos of so. Toe ek in die gevangenis kom by Caledon gevangenis, word ek deel van die 26 bendes. Die behoefte in 'n seun se hart dat 'n man na hom kyk en sê, jy het dit, sal nooit weggaan nie. Sal altyd daar wees, dat die Here God, ons gebroke samelewing, dat ons liefdevolle enkelouers het, dis amazing, die Here celebrate jou, maar dis nie hoe God dit gedesign het nie. Dit was nie deel van die oorspronklike plan nie, sorry julle. Die oorspronklike plan was, kom ons maak die man en die vrou na ons beeld en gelykenis, laat hulle voortplant en vermeerder, laat hulle die Christelike idee van huwelik en gesinne voortsit. En dan kom die sonde in en dan maak ons mekaar seer en ons moet skei, want dis beter vir ons en dit gaan ons lewens red as ons eerder dit doen. Maar God kyk na jou en sê, daai jong kind het nog steeds 'n man nodig wat na hom kan kyk en sê, jy hoef nie daar buite gaan soek nie. Kyk na my. En ek het die 26 sê vir jou, jy het hier gekom met jou volle hart, jou volle verstand, jou eie 2 bene. Is een manier in is op jou voete, is een manier uit is op jou rug as jy doodgaan. Wil jy nog 'n 26 bendelid word? Jy vra vir 'n 14-jarige kind. Niemand force jou nie. Niemand hou 'n gun in jou kop nie. Jy het self hier ingeloop. Is jy reg vir dit?
Dis kom oral waar ek gaan in die land met jong mense, is ek onbeskaamd, nooi ek hulle om Jesus as verlosser en saligmaker aan te neem, want die bendes vra volle toewyding. Hoekom kan ek dit nie vir die evangelie vra van hulle nie? As hulle kan ja sê vir die bendes, kan hulle ja sê vir Jesus. Die evangelie vra minder van hulle as wat die bendes van hulle vra. Net hier gekom met jou volle hart, jou volle verstand, jou eie twee bene. Jesus Christ is either Lord of all of your life or is not Lord at all in your life. Daar is nie 'n middeweg nie, sorry. Jy dien hom of jy dien hom nie. Jy kan hom nie so dien nie. En te veel jong mense kyk na ons volwassenes en hulle dink ek soek nie daai God nie, want daai God wat hulle dien, hulle kan hom los en vat soos wat hulle wil. Die beste ding wat jy vir jou kinders of vir jou gemeenskap se jong mense kan doen, is om toegewy tot die evangelie te wees. Dis die beste ding. Hoe sê Andy Stanley, your biggest contribution to the kingdom might not be something you've built, but someone you've raised. Dis jou grootste bydra tot die koninkryk, nie wat jy gedoen het nie, maar iemand wat jy opgerig het om God te sien. Een Vrydagmiddag toe rand ek 'n laaitjie aan en hulle stuur my enkelselle toe. Daai einste enkelsel nommer 7, seksie B. Ek was vir 23 uur 'n dag, 22 maande in daai enkelsel toegesluit, want ek was onder ouderdom gewees. Jou kos het hulle na jou toe gebring, jou veters is buite die kamer, jy kry 'n uur, kry jy se oefen, gaan jy weer terug. As hulle jou roep, kan gevangene 2011515 kantoor toe kom. Ek sal nooit daai nommer vergeet nie, want hulle het jou gereduseer tot die laagste. En een Vrydagmiddag toe ek 'n laaitjie aanrand, stuur hulle my weer na daai enkelselle toe. En dat een persoon by my kom kuier by daai enkelsel op die volgende foto, Juffrou Jolanda Vreisen-Hugo. 'n onderwyser in die gevangenis, 'n tronkbewaarder in die gevangenis wat sê, ek het nie veel nie en miskien is ek ook nie veel nie, maar wat ek gaan doen is, ek gaan in die slegste van omstandighede vir jong seuns herinner, jy hoef nie te wees wat die samelewing jou van gemaak het nie. Daar is meer tot jou. Tot vandag toe, as we speak, werk daai vrou in presies dieselfde tronk met presies dieselfde roeping. Eugene Peterson sê dit. Hy praat van a long obedience in the same direction. Wat is die ding wat die Here jou voorroep waar jy nie resultate voorsien nie en wat jy soms wil sê, ekskuus, ek gaan uitklim, ek kan nie meer nie. Ek sien nie vrug nie. Agter die skerms is God besig om dalk nie eens in jou leeftyd die vrug van vandag, van die naweek te laat werk nie. Hy vra nie resultate van jou nie, hy vra gehoorsaamheid van jou. Hy sê nie vir jou, hier is wat ek deur jou gaan doen, hy sê, sal jy my volg, selfs al is dit moeilik. Daai juffrou staan by my enkelsel, sy sê, Iwe, as jy doodgaan, al wat mense van jou gaan sê, is jy het jou broer doodgemaak, jy's 'n 26 bendelid, het sonder 'n pa groot geword. Ek wil jou help 'n ander storie skryf. It's all about rewriting stories. Dis wat die goeie nuus van Jesus beteken. Gospel beteken good news, beteken evangelium, beteken jy het 'n bepaalde storie gehad, maar nou is daar 'n beter een. Wil jy nie hom hê nie? Dis wat gospel beteken. Daar is 'n beter storie. En sy skryf vir my in vir matriek in die tronk. Jy dra oranje oorpak wat oral op het staan, prisoner. Ek weet nie of hulle bang is, jy skrik een oggend wakker. En jy is nie lekker seker oor waar jy is. Hulle is net bang, jy vergeet waar jy is, nou moet hulle dit op jou klere sit. Maar ongeag hoe ek gelyk het en wat ek gedra het, was daar 'n vrou van God wat gesê het, ek kyk jou nie op wat hier buite staan nie, ek kyk op wat God hier binne wil doen. Die ding wat die Here deur jou wil doen, hy doen baie in jou, maar die ding wat hy deur jou wil doen, sê hy vir jou, moenie kyk na wat buitekant is nie. As jy onderwyser is by 'n skool, as jy betrokke is by 'n gemeenskapsprojek, as jy kinders in jou eie, moenie die kind, behavior modification is nie die goal nie, innerlike transformasie is die goal. En te veel wil ons behavior modify.
Sonder die innerlike trans. As jy hart nie verander nie, kan jy wat hier buite doen. 'n Pittekop gaan ek bly. Verstaan? Kan niks kan maar wat maak. Kan maar wat vrou trou ook, jy pittekop gaan jy bly. Kan niks aan jou kop doen nie. Dit is so, solank jy hart verander is. Solank jy hart verander is. Ek is vrygelaat 7 Desember, volgende foto, 7 Desember 2005 was my vrylatingsdatum, by Brandvlei se volwasse tronk. As jy 21 word, skuif jy jou oor na die volwassenes toe. Daar is nie 'n sleutel of 'n kar of 'n koek nie, daar gaan jy. Geluk met jou 21ste verjaarsdag. Jy's nou mondig. My jonge broer Pieter was saam met my in dieselfde tronk. Pieter was 'n 28 bendelid. Ek was 'n 26 bendelid. Ons het die 2 woorde met mekaar gepraat nie, as gevolg van wat op ons hande getatoe is. Eendag toe roep hulle ons na die hoof van die tronk se kantoor toe, meneer Streyers. Hy sit ons neer en hy sê, julle ma is nou net dood in 'n hartaanval. Julle 2 is alleen en julle haat mekaar op grond van wat hier staan. Jy sien, jy hoef nie bang te wees om jong mense te challenge tot 'n groter calling nie, want die bendes doen dit en hulle sign op vir dit. Jy kan vir hulle sê, daai gedrag, daai denkpatroon pas nie by 'n Christen nie. Stop dit. Jy kan nie die verskoning gebruik, ag maar hulle is maar jonk nie. Want die bende gaan vir jou sê, jy doen dit of jy doen dit nie, daar's nie two ways about it nie. So moenie bang wees om jong mense te nooi tot die hoër storie en roeping wat die Here vir hulle geskryf het nie. Ek het vir Pieter gesê, ek weet nie wat gaan jy doen met jou lewe as jy uitgaan nie, maar die tronk sien my nooit, ooit weer nie. Pieter, as we speak, vandag is Pieter nog steeds in die tronk. Pieter was al meer as 20 keer in die 20 jaar wat ek uit die tronk uit is, was Pieter al meer as 20 keer in en uit die tronk. En ek kan nie verstaan, Here, hy is die enigste lewendige persoon wat kan verify dat wat ek hier vir julle sê het regtig gebeur en steeds kan hy nie sien dat God dit vir hom wil doen nie. Dit is die een worstel wat ek onophoudelik na die Here toe vat. Hoekom kan jy nie doen wat jy vir my gedoen het nie? Ek is so kwaad partykeer. As my broer weer, sy my bel, Boeta, ek is al weer in die tronk. En dan gaan ek met dieselfde wroging na die Here toe. Hoekom kan jy nie vir hom doen wat jy vir my gedoen het nie? As hy nie dieselfde God nie. Wat het intussen gebeur? En dan besef ek elke keer, ek en jy is nie 'n produkte van ons omstandighede nie. Ons is produkte van ons keuses. Ons is produkte van ons keuses. Jy is vry om te kies, om te doen en te leef soos wat jy wil. Dis wat 'n demokratiese land vir ons gee. Jy is net nie vry van die gevolge van daai keuse nie. En Pieter dra die gevolge van daai keuse. Ek is uit die gevangenis uit vrygelaat daai 7 Desember 2005. En ek het na Gerrit en Ami Kutse se huis toe gestap op hy volgende foto. Gerrit en Ami Kutse het in 1993 toe kom bly hulle in die gaatjie. Toe sê hulle familie vir hulle, julle is mal, julle is onverantwoordelik, julle dink nie aan julle kinders nie, dis roekeloos, julle kan nie in 1993, die politieke onstuimigheid is nog te erg, julle kan nie tussen daai mense gaan bly nie, en hulle het vasgeglo dat hulle moet dit doen. 1993, die Here het vir hulle een skrif gegee op die volgende foto, Lukas 4 vers 18 en 19, The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim that prisoners will be set free, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come. 1993. 2005, 7 Desember, stap ek uit die gevangenis uit, en ek stap straight na Gerrit en Ami toe. Partykeer sê jy ja vir die Here in 1993, sodat iemand in 2005 tot bekering kan kom, sodat hy in 2025 voor 'n groep vroue kan sê, dis dieselfde God. Dis dieselfde God.
He hasn't changed. Dis dieselfde God, hy het nie verander nie. Jou gehoorsaamheid aan die Here moet nie resultate gebonde wees nie. Sê net, Here, omdat U dit van my vra, sal ek dit doen. Wat sê die skrif? Though he slay me, yet will I trust him. Laat hy my omkom. Ek sal nog steeds hom vertrou. Ek het tot bekering gekom by Gerrit en Ami een Sondagoggend. Hulle het my disipel, hulle het vir my klere gegee, hulle het vir my kos gegee. En die Sondagoggend toe maak hulle uitnodiging. Sê moeg is om die lewe jou manier te doen. Daar is 'n beter weg, daar is 'n hoër, beter storie vir jou. En ek stap uit vorentoe en ek kon nie verstaan nie, hoekom huil almal in die kerk? My ma was 'n gelowige daar by Gerrit en Ami se kerk. En ek kon nie verstaan, hoekom is Christene so tranerig, wat is fout? Maar ek besef, ek huil ook en ek weet nie wat is nou besig om met my te gebeur nie. Dis 'n maand nadat ek uit die gevangenis uitkom, so ek is nog rou 26 nie. So dis 'n maand en die Heilige Gees breek my en ek weet nie hoekom, wat gaan aan met my nie. En die volgende oomblik gaan hulle so 'n glasbak met sticky notes, gekleurde papiertjies in daai bak. Voor die lewende God wat hier by ons is. Hulle een papiertjie uit my naam staan daar op en hulle sê jou ma het ons laat beloof dat ons elke liewe dag vir jou moet bid. Elke liewe dag. Maar Letty het net nie met 'n sent op 'n naam gesterf nie, maar sy het vir my die rykste man in die wêreld gemaak. Sy het vir my die rykste kind in die wêreld gemaak. Moenie jou tyd op jou knieë met die Here, moenie dit minag nie. Elke keer wat jy bid, soos wat jy beweeg, soos wat jy ry, soos wat jy wasgoed was, soos wat jy skotte goed, soos wat jy werk, elke keer wat jy bid, die Here vat dit alles. And I say, I'm going to use this. No prayer is wasted. The only wasted prayer is the prayer not prayed. Enigste gebed wat gemors word is die gebed wat nie gebid is nie. Die res word alles aanvaar by die Here. Gerrit en Ami het 'n baie belangrike rol in my lewe gespeel. Daai klein gemeente met baie min geld het gesorg dat ek kan gaan studeer. Partykeer dink ons die offergawes wat hier opgeneem word, ons dink, ek kan nie meer ingekom het, of kan ek nie meer gegee het nie. Al wat die Here van jou vra is dat jy gegee het. En hy doen die res. Hy doen die res. Ek was by Pneumatics, so bedieningsskool, teologiese bedieningsskool daar in die Kaap, en ons het op so 'n kamp gegaan een keer, en ek lees nie die tekens om die kamp wat sê, om die swembad by die kamp wat sê, moenie in die swembad duik, die swembad is vlak. Mr. Stupid hierso, hy het die swembad toe gegaan om tekens te lees nie. Hy het swembad toe gegaan om te duik. En ek doen hy ding wat ons baie keer doen as ons by die dam is. Jy skiet jouself, klap jou bors 2 keer, sprei jou vlerke. En toe ek aan die lug is, dis my pel in die swembad besop, die swembad is vlak. Dis ek soos, rest in peace, ek sien julle in die hemel. My kop het die bodem van die swembad getref. En ek het my nek gebreek. Volgende foto daar, volgende ene, nog een, daar sê. Ek het my nek gebreek deurdat ek in 'n vlak swembad geduik het. 6 weke in die hospitaal gelê daar in Parel, eysterpenne aan weerskante van my kop, kon nie beweeg nie, kon nie verstaan. Is dit nou wat dit kos om die Here te dien? As jy my aan die begin gesê het, my bekering en my teologiese studies gaan maak dat ek verlam lê in 'n hospitaal, dan sou ek nie opgesign het nie. Partykeer dan bring die Here vir my en jou voor 'n ding, en dan dink ons, ek het nie opgesign vir dien nie. Meanwhile weet jy nie, dis deel van die getuienis nie. 'n Dokter het na my toe gekom terwyl hy sy rounds gedoen het, en het na my ekstrale gekyk. En die was sy presiese woorde, die Here hoor my. Hy het gesê, there must be something that you still have to do in this life. Go figure
out what it is. I said, the way I look at these x-rays, you're supposed to be dead or paralyzed. Go figure out what it is. My liewe vriende, jy's net toevallig die naweek met jou spesifieke omstandighede. Dis nie by random, iemand het nie die lotto gespeel van omstandighede en gesê, 31 Oktober tot 2 November met jou omstandighede gaan as jou toevallig hier plaas nie. Dis 'n rede dat jy moet hoor, God is steeds aan die werk in jou lewe en in jou storie. My storie is dit van die verlore seun, daai Lukas 15 verhaal. Toe die jong man tot sy sinne kom. Toe die jong man tot sy sinne kom. Baie dankie. Toe die jong man tot sy sinne kom, toe besef hy, daar by my pa se huis, by my pa se huis, eet die huurwerkers beter as ek. Ek is 'n seun, ek gaan huis toe gaan. En dis die uitnodiging wat die Here aan my en jou stel. Kom huis toe. Bly in my liefde. Kom huis toe. Ek het vir jou 'n kamer reg. 'n warm bord kos is reg. Kom net huis toe. Dit bly die Here se uitnodiging tot my en jou elke liewe dag. Ek weet jy of julle die volgende foto, die kuns ken van kintsugi, wat hulle Japaneese kuns waar hulle pottery wat gebreek is, dan maak hulle dit reg met so liquid goud, wat net om te sê, daai ding het nog ander mooiheid ontdek. En toe ek 30 jaar oud was, toe ek nou by 'n gemeente in Joburg al is, toe spreek iemand 'n woord oor my lewe. Toe ek en die nog eens getroud, toe spreek iemand 'n woord oor my lewe van Joel 2 wat sê, I will restore to you all the years that the locust have stolen. Ek sal aan jou teruggee alles wat die sprinkane weggevreet het. En ek het daai woord gevat. Maar dit het my ook gekos, want ek kan nie net die jare terug ontvang, die seëning terug ontvang, sonder die opofferings van wat die Here van my vra nie. Beteken ek moes Garabou los? Beteken ek moet die huis los? Beteken ek moes my bekende vriende en familie los in Garabou? Ek moes Joburg toe trek, moes 'n nuwe, in 'n Engelse gemeente moes ek opeindig. Ek het nie geweet wat gaan gebeur nie. Ek was so desperaat net vir ministry werk. Maar die Here is aanhoudend agter die skerms besig om sy werk in jou lewe te doen. Vertrou hom. Hou vas aan hom. Kyk gou die Here my gerestoor. Kyk gou die volgende foto. Mooiste ding wat in my lewe kon gebeur het. Mooiste ding wat in my lewe kon gebeur het. 'n Vrou wat sê, ek kyk nie na wat agter jou is nie. Ek kyk na wie jy nou is en wat ons saam vorentoe kan vat. En ek wil vir julle sê, die dag toe ek van die diens se ouers vra, kan ek met haar trou, het hulle nie gekyk na waar ek vandaan kom, wat my velkleur is nie. Hulle het gekyk na, ken jy die Here en gaan jy lief wees vir ons dogter? Te veel ouers is bereid dat hulle kinders ongelowige mans trou, want hulle wil hulle preferences. Kyk altyd laat jou kind die Here ken en gaan hy goed wees vir haar. Nie hoe nice hy is en wat hy het nie. As hy God ken, dan wen jou kind al klaar. Sorg dat hulle, as jy bid vir jou kinders, bid Here, ek wil hê my seun moet 'n gelowige vrou het. My dogter moet 'n gelowige man het. Nie vir enige ander rede nie. Ek en Nadine het dieselfde waardestelsel en dieselfde wêreldbeskouing. Die Christelike wêreldbeskouing stem nie saam met die goed daar buite nie. En jy kom die hele tyd clashes. Want ons het nie dieselfde wêreldbeskouing as die mense daar buite nie. En jy kan of compromise en saam met die stroom gaan, of jy kan sê, net die Here kan maak dat 'n huwelik gesond bly. Ek kyk nie na my vrou as my redder nie, ek kyk nie na my kind as my redder nie. Ek kyk na die Here as die verlosser en die redder. En daar is 'n 4-jarige mannetjie in die middel, grootste bakore.
As hy maar net kon luister met hy ore. I will restore to you. Ek weet nie wie moet dit hoor vanoggend nie. I will restore to you all the years that the locust has stolen from you. Al jou trane, al jou hartseer, ek gaan dit gebruik vir iets wat dalk in jou leeftyd nie vir jou tot voordeel is nie. Vertrou my. Kyk na my vir redding, kyk na my vir hoop, kyk na my vir verlossing. Niks anders kan vir jou bied wat ek vir jou kan bied nie. Ek wil afsluit. Volgende slide is die teks wat my hele lewe bepaal. Skryf hom neer, vat 'n foto van hom, onthou hom, Colossians 2 vers 14 en 15. Hoor gou Paulus se woorde. Voordat ons aan toe gaan gou terug na die paid in full ene toe. Hier's 'n afskrif van my kriminele rekord. Hier in my hand. Hier sê, al die misdade waarvan ek aangekla is, waarvoor ek skuldig bevind is, waarvoor ek gevonnis was, is hierso. Elke keer dan kom die vyand en sê, o, jy dink jy's cool. Kom ek herinner jou aan wat jy al gedoen het. En elke keer kan ek teruggaan na daai teks toe. Die woorde van Paulus gaan gou na die teks toe wat sê, Jesus het die dokument met die voorskrifte wat as klagstaat teen jou ingedien is, het hy tot niet gemaak deurdat hy dit aan die kruis vasgespijker het. Jesus het die skuldbrief, die 83 vertaling sê dit eintlik beter, hy het die skuldbrief met al sy eise teen jou tot niet gemaak, totdat hy dit aan die kruis vasgespijker. Dan sê die teks volgende, hy sê so, op die manier, het hy die gesagvoerders, het hy getriomfeer oor al die regeerdes met die kruisdood. Jy sien toe hulle dink, die kruisdood was die einde, dis uiteindelik die begin. Die ding wat jy dink is die einde, sê God vir jou, as jy jou lewe in my hande volkome plaas, dis die begin. Die papier, dis nie die laaste storie nie. Ek het vir jou 'n storie geskryf. Vertrou my volkome met die storie wat ek vir jou geskryf het. Ontvang die seën van die Here, soos ek hom vir julle gaan lees, en dan gaan ons in 'n tyd van bediening ingaan. Hoor wat sê die Here vir jou? Daarvoor in die toekoms, daar lê die dinge en die drome met jou naam op en die liefde wat na jou smag en alles van dit wat mense mens maak. Daarvoor lê dit wat nog gaan seermaak en wat gaan genees en wat onsigbaar is en wat gaan breek en wat jy gaan terugkry. Die ouens Spreuke sê 'n mens maak baie planne, maar nie almal kom waar nie. Maak die planne, kyk na die grafieke, glo in die sweet van jou aangesig en die brood wat dit jou gaan bring. Moet net jy uit sig uit verloor dat min tot niks van dit werklik in jou beheer is nie. Kyk na ons land se boere. Hulle hande is grof, hulle knie is nerf af, hulle grond is droog, hulle harte is swaar, van bid en smeek en pleit en beplan, en steeds lyk dit of die reën gaan val wat die reën wil val. En tussen wonder en drome, sweet en nuwe trane, daar sit meneer Boer en roep uit na sy God wat hom nog nie verlaat het nie. Sy oë is ingeoefen om na die hemele te kyk en sy lewensbestaan in die weegskaal te sien hang. En nogtans sal sy wekker 4 uur elke oggend afgaan, sy oë op na die berge toe geslaan word. Die moerkoffie sal stook, die vellie staan reg en die hoop sal nuut op die horison kom. Nogtans sal sy gees nie breek nie, sy hoop nie beskaam nie, en die desperaatheid in sy gebede sal sy geloof nie knak nie. Ek weet nie wat 'n opskrifte die res van 2025 vir jou storie inhou nie. Maar nogtans. Here God, ek kom bid dat U uit die groep vroue 'n nogtans geloof wat onwankelbaar
in die land van ons sal staan. En nogtans geloof wat onwankelbaar in huise gaan staan. En nogtans geloof wat onwankelbaar in werke gaan staan. Ek kom bid vir elke gesin wat hier verteenwoordig is, Here, dat die opskrif van hulle lewens sal wees, nogtans sal ek jubel, nogtans sal ek juig, nogtans sal ek glo, nogtans sal ek vertrou. Nogtans sal my geloof nie breek nie. Nogtans sal geen omstandighede wat ek uiterlik beleef, die innerlike vreugde wat ek van God af ontvang, wegvat nie. En daarom kom bid ek, Here, vir elkeen wat die naweek 'n belewenis van U gehad het, dat hulle dit sal merk as 'n oomblik in hulle lewens waar U healing kom bring het, waar U herstel kom bring het, waar U versoening kom bring het, waar U gesê het, jy kan laat gaan, waar U kom sê het, moenie so vashou aan dit wat in die verlede gebeur het nie, ek wil iets nuut in jou doen. Elke spreker wat 'n boodskap van U troon af kom gee het, kom bid ek, Here, dat hy geen woord verlore sal gaan nie, maar dat harte sal bereik wat dit nodig het. Ek kom bid, Here, vir die wat vanmiddag voel, vanoggend voel, die Here is eintlik nog nie klaar met my nie, ek soek net dat iemand met my of oor my of vir my sal bid, my sal salf, my sal vasbind in die naam van Jesus, want ek weet nie, as ek môre by die huis kom, ek weet nie of alles wat ek hierby gaan beleef het, of het gaan hou nie. En ek kom bid, Here, dat geen persoon hier sal wegstap in die moment gemis het, dat U hulle wil bedien nie. Die wat gevoel het, Here, hulle teruggehou Vrydag aand om hulle lewens vir U te gee, wat teruggehou het gister om hulle lewens vir U te gee, Here, U kom stel hulle weer voor 'n oomblik. Surrender. Surrender. Ek kom bid vir elke man wat vanoggend hier is. Ek kom bid, Here, dat hulle daai woede wat hulle soms beleef, daai stille woede wat hulle soms beleef, dat hulle dit na U toe sal vat. Dat hulle sal sê, Here, U het my geroep om 'n leier in my huis te wees, nie met my vuiste nie, maar met my knieë, wat voor God elke dag staan, vir die voorsiening, vir die genesing, vir die vooruitgang van my gesin. Ek kom bid, Here God, dat elke man sal beleef, dat U ook in hulle stories wil werk. Elke huwelik wat moet versoen. Elke persoon wat eintlik nie in daai huwelik moet wees nie, wat weet, die Here God verwag meer van my. Elke persoon wat sit met 'n sonde wat hulle vertroetel. Kom bid ek, Here, dat hulle U aangesig nou in die oomblik sal sien, en net die gentle manier wat Holy Spirit vir hulle sê, dis okay, let it go. Jy's vergewe, jy's nuut geskep, jy is my geliefde kind, ek verheug myself oor jou. Ek het jou innerlike aan mekaar geweef toe jy nog in jou moeder se skoot was. Ek het jou as my handewerk in Christus herskep om goeie werk te doen in die wêreld. Aanvaar my uitnodiging, bly in my liefde. In Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ek wil jou nooi. Die mense, ek weet nie of julle 'n gebedsspan het en hoe julle dit doen hier nie, maar ek beleef, daar is van julle wat dalk nog vir die Here moet sê, hy is nog nie klaar met my nie. Iver is klaar, ek het nou lekker gelag vir hom, hy is klaar, maar hy is nog nie klaar met my nie. En as dit jy is, wil ek jou sê, moenie die geleentheid mis nie. Die Here God is ontsaglik lief vir jou.
En hy nooi jou in een van die mooiste stories in. Maar jy moet hom vertrou. Partykeer dink jy, ek kan nie die Here vertrou nie, want dit wat ek, die justice wat ek soek vir my storie, is nie die justice wat hy vir my storie gaan gee nie. Ek soek ander regverdiging. Ek wil hê hulle moet betaal soos wat ek seer gekry het. En die Here sê, my wiskunde werk nie so nie, dogter. My wiskunde werk nie so nie. My wiskunde werk so dat ek dieselfde liefde het vir die persoon wat jou seer gemaak het, soos wat ek vir jou het. Dit is hoe my wiskunde werk. Ons noem dit the scandal of grace. The scandal of grace sê, selfs die slegste van sondaars ontvang dieselfde genade as die grootste profeet. Nee? Die slegste van sondaars ontvang presies, en dit is wat godsdienstige mense nie like nie. Wettiese mense like dit nie. Hoe kan u sê, die moordenaar wat daar so lekker sit op die stage, het dieselfde genade vir u, soos ek wat u al jare dien? That's the scandal of grace, my friend. That's the scandal of grace. So wil jy nie vir oulaas nog vir die Here sê, ek gee jou my storie, ek gee jou my alles, en dan gaan ek huis toe. Dan gaan ek getransformeerd leef. Ek kom by baie plekke. En is nice om in die moment te beleef, ek is saamgebind met 'n klomp mense. It's nice om in die moment te beleef, al die goosebumps. But I'm not preaching for good goosebumps. I'm preaching for transformed hearts. Die Hemel vra nie goosebumps van jou nie. Die Hemel vra dat jy anders gaan leef as jy hier buite kom. En as jy nie anders kan leef nie, was die goosebumps als verniet. So ek wil vir jou bid. Weet jy hoe julle dit doen hier nie? Ekskuus as ek bietjie rook gaan. Kan ek maar bietjie rook gaan? So, okay. Mens, ek is in die NG Kerk, ek kan nie net rook gaan nie. Jy moet toestemming vra. Ek wil sommer net 'n uitnodiging maak, dood eenvoudig. Jy wat moeg is, jy het dieselfde ding wat jy na die Here toe vat. En elke keer sê Here, ek bring hom maar weer, en hier's ek weer met my seer, en hier's ek weer met my smart, en hier's ek weer, hy's maar nou arme ek. Ek wil hê jy moet stop om arme ek te wees. In die naam van Jesus, stop dit vandag. Want jy's 'n koningskind. Jy's nie arme ek nie. Stop die self-pity. Stop die spiritual self-pity. Ek is maar net 'n ma. Ek is maar net. Die Here God sê vir jou, jy is nie maar net nie. Jy is my geliefde kind. En as ek na jou kyk, is ek diep tevrede met jou. Jy hoef vir niemand te pretend nie. Jy hoef vir niemand te pretend nie. Almal wat iets van jou verwag wat jy nie is nie, jy hoef dit nie te doen nie. Jy's nuut geskep binne in hom. En hy sê, jy is okay. Jy's myne. Hy sê vir jou, bly in my liefde. Bly in my liefde. Aanvaar die enigste storie. Dit wat hulle aan jou gedoen het. Dit wat jy aan jouself gedoen het. Hy sê vir jou, aanvaar die enigste storie wat vir jou lewe gee. Moenie teruggaan. Moenie teruggaan nie. Ek weet nie na wat toe nie, ek weet nie hoekom ek dit moet sê nie, hy sê vir jou moenie teruggaan nie. Of dit 'n wie is, of dit 'n wat is, hy sê moenie teruggaan nie. Hy sê vat die pan soos nou.
ter wille van my. Vat dit nou. Moenie teruggaan nie. Dis wat hy vir jou sê. Moenie teruggaan nie. Here God, ek kom breek elke band van spiritual self-pity in die vrouens se lewens. Elke ketting van Satan wat vir hulle sê, kry my tog net jammer. Herinner my net aan die limp wat ek dra, herinner my aan hoe mank ek is, herinner my aan wie my gelos het, herinner my. Jesus sê vir jou, sorry, jy's 'n koningskind. Lig jou kop op. Jy's my geliefde kind. Ek nooi jou tot 'n hoë roeping. Moenie wegloop en al wat jy hier los is jou trane en jy gaan verander nie, jy lewe nie anders te nie. Die Here sê vir jou, ek is moeg dat jy elke keer huil oor dieselfde ding. Staan op en gaan leef volgens dit wat jy hieroor uitstort. Ek bid, Here God, dat die elke man wat hier in die gebou is, wat weet, hulle moet regmaak met U. Hulle moet 'n nuwe storie optel. Elke man wat moet hoor, die papier is nie meer jou identiteit nie. Wil jy nie asseblief vorentoe kom nie? Status, werk, materialisme, dit is nie jou identiteit nie. Wil jy nie 'n stukkie van die papier sommer kom haal en saam met jou huis toe vat nie? Wil jy 'n stukkie van die papier in jou Bybel sit en sê, ek weet nou, dat die skuldbrief, met al sy eise teen my, tot niet gemaak is, deurdat Jesus dit aan die kruis vasgespijker het. En elke keer as ek teruggaan, na my sondetjies toe, dan is dit asof ek die papier weer vas, maak met glue en sê, Here, U kan dit nie daar sit, ek wil dit vir my hê. Here God, ek wil kom pleit by U, dat dit die laaste keer is. Die laaste keer is, dat die vrouens oor dieselfde goed huil. Dis die laaste keer. Dis die laaste keer. Ek kom pleit by U, Here God, vir verlore kinders. Ek kom pleit by U, God, vir mamas en papas, wat sê, wanneer kom my kind huis toe? Ek kom pleit by U, God, vir mamas en papas, wat skaam is oor hoe verlore hulle kinders is. Vir mamas en papas wat dink, hulle kinders se sonde is 'n refleksie op hulle. Dit is nie. Wat jou kind daar buite doen is nie 'n refleksie op wie jy is nie. Wat jou kind doen waar hulle sit, hoe verlore hulle is nie 'n refleksie op wat die lewende God van jou dink nie. Hy noem jou sy vriend. Jy is sy vriend. Hy sê, ek noem julle nie onderdane nie, jy is nie my slaaf nie. 'n Slaaf ken nie die werke van sy meester nie. Ek noem jou my vriend. Kom sit aan my tafel. Jy is my eregas by die tafel. Ek wil 'n verdiepende verhouding met jou hê. Die verhardheid van jou hart gaan nie maak dat ek afgeskrik is oor jou nie.
Ek sal steeds onophoudelik agter jou aankom en vir jou 'n tafel voorberei. Tot jy sê ek wil kom aansit. Hy nooi jou. Come sit at my table. Die rejection, die verwerping wat jy in jou lewe beleef, hy sê kom sit aan. Jy's my vriend. Ek het vir jou 'n eregasplek. Moenie gaan soek daar buite vir aanvaarding nie. Jy's my eregas by my tafel. Jesus, dankie dat U aan die kruis vir ons in ons plek gesterf het. Dankie dat U nuwe wyn uit die trane uitmaak. Dat U nuwe wyn uit die trane uitmaak. Dat U nuwe wyn make me a vessel. Maak my bruikbaar vir die nuwe wyn wat U uit die trane uit van my wil maak. Ja, Here, joy unspeakable. You have turned my mourning into dancing. Nuwe wyn. Nuwe wyn. Nuwe wyn. Jy gaan nie weer huil oor dieselfde ding nie, nuwe wyn. New wine. Nuwe wyn. Nuwe wyn. Ek gaan afsluit. Julle kan nog bedien word en mag bedien word. Ek gaan 'n seën oor julle spreek. And now unto Him who is able to keep you from falling and present you faultless before the presence of His glory, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen.
withholding nothing, withholding nothing. I surrender all to you. Everything I give to you. Withholding nothing, 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 withholding Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade
Sy gunsries oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. Mag sy gunsries oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. Mag sy vrede vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan, met omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is vir jou, 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 hy is vir jou. Generaties, jou familie, en jou kinders, en jou kinders, en jou kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan, en langs jou staan, dit omring jou, hy is in jou, hy is in jou, hy is in jou, in die oggend, in die aande, in jou doene, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde,
Mag sy gees rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. Mag sy gees rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. Mag sy gees rus oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is in jou, hy is in jou. In die oggend, in die ander, in jou doene, in jou late, in jou aansien, in jou vreugde. Hy is in jou, hy is vir 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 jou.
'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got a dust response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I am is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Oh, and come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. And come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands
is saam